Nou ja, van my kant af, Pieter Kloete, dit is ons eerste program vir Fokus vir 2026 en ek moet net sê, voor ek my gaste aankondig, Prof Koos Molan het in ons laaste uitsending van Fokus vir 2025 'n voorspelling gemaak en Prof Koos se woorde was nog skaars koud geweest toe die nuus breek die afgelope paar dae dat president Nicolas Maduro in hegtenis geneem is deur die FSA. En my gas vanaand is Prof Koos Molan, 'n sakegenoot by Sakeliga. Prof, die woorde was skaars koud toe gebeur hierdie gebeure. Ja, goeienaand Pieter, goeienaand luisteraars. Jaco wat binnekort by ons gaan aansluit, goeienaand. Pieter, ja, ek het nogal gesê dis gewaagd om dit so 'n voorspelling te maak. En op hierdie stadium moet ek egter net aan ons luisteraars verskoning vra dat ek gesê het hy sal waarskynlik teen die einde van 2026 nie meer aan bewind wees nie. Ek moes daar 'n bietjie meer gespesifiseer het en gesê het hy sal nie die einde van die eerste week haal nie. So ek was eintlik verkeerd. Ja, maar die mense weet ook nou nie wat in die hof gaan gebeur nie, want ek meen hy gaan binnekort, ek reken so binne die volgende uur of wat, gaan hy in die hof verskyn, so ons sal kyk of ek miskien ook die regstreeks kan dophou. Maar ons praat 'n bietjie oor die gebeure in Venezuela, en dit raak natuurlik die groter prentjie van die geopolitiek in 2026. Maar net 'n bietjie eers, Prof, oor die gebeure van hierdie. Baie mense sê dat internasionale reg het Trump gebreek. As daar iets is soos internasionale reg, miskien kan Prof ons bietjie meer lig gee. Is daar iets soos internasionale reg? Pieter, ja, nee, daar is inderdaad aspekte van internasionale gebeure en internasionale betrekkinge tussen state en betrekkinge wat internasionale organisasies soos die Verenigde Nasies, die Europese Unie, die Afrika Unie ensovoorts raak, wat inderdaad ten dele deur internasionale reg gereguleer word. Die belangrike woorde is ten dele, want allermins word die totale front, die totale veld van betrekkinge, van interaksie tussen state regtig beheer deur die internasionale reg. Dit is die eerste punt om te maak. Die tweede punt om te maak is dat die internasionale reg is nie 'n gegewe grootheid wat op een slag daar is en vir altyd daar gaan wees op 'n onveranderbare wyse nie. Dit verander gedurig. Die volgende stelling is 'n kortstelling, maar is eintlik 'n baie gewigtige stelling met enorme implikasies. En dit is dat die internasionale reg vir soverre as wat dit bestaan, spruit voort uit politieke gebeure. Dis die politiek wat as dit ware die reg maak en nie die omgekeerde nie. Nou daaroor kan 'n mens, dis die fundamentele stelling om te maak, dis die fundamentele uitgangspunt, maar mens sal natuurlik 'n enorme verduideliking moet gee ten einde behoorlik die prentjie in te kleur. Nou goed Pieter, met betrekking tot die gebeure in Venezuela. Dit is so dat die Amerikaanse weermag die afgelope tyd al hoe meer druk geplaas het op die Venezuelaanse staat en spesifiek die regering onder Nicolas Maduro. Daar was toenemende teenwoordigheid van die Amerikaanse vloot en ook die Amerikaanse lugmag in die Karibiese See baie na aan die kuslyn van Venezuela. Dit is ook so dat daar baie definitiewe druk op Venezuela was vir soverre as wat die vaart van skepe na Venezuela en van daar af na ander plekke toe is baie ernstig aan bande gelê as gevolg waarvan die ekonomie van die land eintlik wel amper doodgedruk is. Dis waarop dit neerkom. So die optrede van die Amerikaanse weermag en wie ook al almal by die aksie betrokke was, het nie uit die blou te gekom nie. Die weermag van Venezuela het dit inderdaad verwag en is presies om daai rede wat die Amerikaners baie goed moes beplan, want dit is nie 'n nikszeggende weermag wat tot Venezuela se beskikking is nie. Hy is die afgelope tyd voorsien van wapens wat aangekoop is veral vanaf Rusland wat spog en ek kom nie
dis nie 'n afbreekende stelling nie, dis doeteenvoudig waar. Rusland wat spog daarmee dat sy wapentuig as dit ware die beste in die wêreld is, of in baie opsigte die beste in die wêreld is. En die Amerikaners is bewus daarvan, en juis om daai rede moes hulle sorg dat die oomblik wat hulle ingaan, hulle inderdaad so goed voorbereid is, dat daar nie 'n beduidende teenstand kon wees nie, dat die noodweer wat Venezuela aan die dag sou lê, nie soveel is dat die Amerikaners met betrekking tot verlies aan wapentuig, en dan natuurlik veral met betrekking tot die verlies aan lewens, te ernstig blootgestel sou word nie. Nou wat gebeur het, is dat die ingang van die Amerikaanse weermag, lugmag ensovoorts, op die 3 Januarie is voorafgegaan, of die begin daarvan was as dit ware 'n inligtingsoorlog. Dit is dat enige moontlike kommunikasie wat daar bestaan het, wat toe die weermag en lugmag en so van Venezuela toegang gehad het, is doeteenvoudig totaal deur mekaar gekrap as gevolg van die tegnologie oorwig waaroor die Amerikaners beskik het. Dit is hoekom toe die oomblik toe die Amerikaanse lugmag ingaan en begin bomaanvalle uitvoer op bepaalde installasies, dit inderdaad uit die bloute uitgekom het. Die regering van Venezuela en sy weermag het geweet, daar kom een of ander tyd 'n aanval, maar het nie geweet presies wanneer nie. So toe dit begin het, was dit 'n totale verrassing, meer korrek, 'n totale skok, want daai inligtings verwarring wat geskep is, het meegebring tot voordeel van die Amerikaners dat hulle eenvoudig sonder enige noemenswaardige weerstand kon ingaan. Wat belangrik is dat, so lyk dit vir my, ons sal nog later 'n behoorlike prentjie daarop kry, is dat die lugmag en die vloot en die leer van Venezuela is in 'n beduidende mate buite aksie gestel. Dit het my nogal 'n bietjie laat dink aan die 6-daagse oorlog in 1967. Israel. Ja, waar die Egiptiese lugmag nooit die kans gekry het om op te styg vanaf hulle lughawens nie, doeteenvoudig omdat hulle by voorbaat uitgewis is deur die Israeliese lugmag. Hier het my nogal daaraan laat dink. Die optrede, en ek dink alle waarnemers, of jy nou pro-Amerikaans is, en of jy nou pro-Trump is, en of jy nou anti-Trump is, ek dink almal stem daaroor saam, is dat die operasie as sodanig was 'n enorme sukses, 'n klinkende sukses. Die Amerikaners is in, hulle het binne 5 ure al die werk gedoen, wat hulle graag wou doen. Hulle het klaarblyklik 2 oogmerke gehad. Die een is dat hulle die moontlike weerstand wat daar kon wees van die Venezuela se weermag wou neutraliseer. Daarin het klaarblyklik baie doeltreffend geslaag, veral gegee die feit dat daar geen Amerikaanse verliese was nie, en blykbaar ook nie eers 'n verlies met betrekking tot wapentuig nie. En die tweede ding is dat hulle natuurlik vir Maduro wou arresteer, vanuit 'n ander oogpunt beskou, jy kan sê ontvoer, en na die Verenigde State wou neem, ten einde daar eventueel in New York, soos wat dit nou binne 'n paar uur of binne 'n uur sal begin, hy kan tereg staan op wapentuig verwante en dwelmverwante misdrywe. Nou, hierdie optrede word natuurlik te gelykertyd baie ernstig, het baie ernstige implikasies. Nie net vir Venezuela nie, maar te gelykertyd ook vir 'n hele klomp ander state in die Amerikas. Dit is nie uitgesluit nie dat soortgelyke optrede deur die Amerikaners onderneem kan word teen Kolumbie, wat soos Venezuela 'n linkse staat is, met amper 'n pseudo-kommunistiese regering. Dit is ook te gelykertyd sodat daar moontlik opgetree kan word teen Cuba, alhoewel die Amerikaners blykbaar die standpunt inneem dat Cuba in so 'n gehavende toestand is dat hy onder sy eie gewig gaan in duie stort. Die ander belangrike ding natuurlik is dat dit is 'n baie duidelike en baie helder boodskap wat hier gestuur word deur die Amerikaanse regering met hierdie optrede aan Rusland en aan China. Aan Rusland doeteenvoudig omdat, soos wat ek nou gesê het, Rusland die reputasie het dat sy wapentuig wat hy verskaf is van baie hoë waarde, dat dit van baie hoë standaard is. Dit is op grond daarvan wat hy wapenhandelaar
handel in stand hou met talle en talle state. Hy voorsien geweldig wapentuig aan China. Hy voorsien selfs wapentuig aan Indië, wat in 'n sekere sin ook Amerikaanse bondgenoot is, en dan voorsien hy ook selfs wapentuig aan Turkye. En dan natuurlik ook aan etlike ander lande. Dit is interessant net terloop so, dat wapentuig klaarblyklik nie aan die Suid-Afrikaanse weermag voorsien word nie, dood eenvoudig omdat hier skynbaar nie mense is wat dit meer kan administreer nie, en daar is waarskynlik ook nie geld om die wapentuig mee aan te koop nie, dit net in die verbygaan. So wat gebeur het is dat die doeltreffende optrede van die Amerikaners teen Venezuela ook eintlik 'n vernedering is vir Rusland, vir soverre as wat dit demonstreer dat die Russiese wapentuig kon dood eenvoudig nie werk nie. Dit is geneutraliseer. Dit kon nie in werking gestel word nie en baie daarvan is waarskynlik vernietig in die proses. Met betrekking tot China. China het geweldig sterk belê in infrastruktuur in Venezuela. Hy het baie sterk belê in die oliebedryf in die land. Die bedrag wat genoem word is in die omgewing van 60 miljard Amerikaanse dollar. Dit is groot geld. Hy is terugbetaal deur Venezuela in die vorm van olie, wat dood eenvoudig goedkoop aan China beskikbaar gestel is. Dit is nou verby. En China kan as dit ware op hierdie stadium, so lyk dit, en ek dink ook vir die toekoms niks omtrent die situasie doen nie, dood eenvoudig omdat sy magsposisie in vergelyking met die van die VSA dood eenvoudig te swak is. So dis te gelykertyd ook 'n vernederende hou vir China. En dan net laastens met betrekking tot die optrede in ons program, ons laaste program verlede jaar. En ek dink ons op 15 Desember. Het ons onder andere verwys na die nasionale strategie dokument, 'n nasionale veiligheidsstrategie. Die belangrikste aspek van daai strategie is die sogenaamde herinwerkingstelling van die Monroe-doktrine, oftewel die Monroe-leer. Daarvolgens beskou die Verenigde State sedert 1823, wel intussen het dit natuurlik baie vervaag, maar dit kom nou weer as dit ware verwoed, met krag kom dit terug, beskou dit die westelike hemisfeer, oftewel die westelike halfrond, met ander woorde, al twee die Amerikas, Noord, Suid en natuurlik sentraal, as 'n invloedsfeer en eintlik 'n magsfeer van die Verenigde State. Amerika sal gevolglik niemand anders, geen ander moontlikheid duld om in te meng in die sake van Amerika, in die sake van die Amerikas, wat hoegenaamd die VSA kan bedreig nie, en tegelykertyd sal hy ook nie ander state, state op hulle eie toelaat om beleidsrigtings in te slaan wat tot die nadeel van die VSA sou wees nie. So vir baie lank is dit afgedwing. Maar in die tydperk na die Tweede Wêreldoorlog en veral sedert 1960 is dit nie afgedwing nie. En die belangrik of nie altyd afgedwing nie, daar was wel gevalle van Amerikaanse ingryping in sekere state. Maar met betrekking tot sekere lande, soos byvoorbeeld Cuba, was dit eintlik baie onsuksesvol en is dit eintlik op die lange baan geskuif en was dit onsuksesvol. Maar wat nou gebeur het, is dat die Monroe-doktrine, ingevolge die nasionale veiligheidsstrategie, baie kragtdadig heringestel is. Ons het dit minder as 'n maand gelede, 3 weke gelede het ons dit bespreek, die teorie wat uitgespel is in daai strategiedokument, en nou het ons gesien wat dit as dit ware in die praktyk beteken. Jaco, baie welkom en alles wat mooi is vir die nuwe jaar. Ja, baie dankie Pieter, dieselfde vir jou. Jaco, die gebeure in Venezuela met die Amerikaanse president Donald Trump, wat is jou gevoel oor die huidige stand van geopolitiek, nie net vir nou met hierdie gebeure in Venezuela nie, maar ook vir dit wat nou voorlê vir 2026? Ja, kyk, ek dink daar's 'n herskikking in die internasionale of die geopolitiese omgewing besig om plaas te vind. Dit het 'n lange aanloop as wat ons miskien mag dink, nee, mense ek dink die media veral is geneig om alles
te interpreteer aan die hand van 2025 en Donald Trump se terugkoms na die Withuis en natuurlik het Trump 'n reuse invloed gehad op geopolitiek in 2025 en het Trump definitief die soort van geopolitiese herskikking in die wêreld versnel. Iets wat waarskynlik sonder Trump 20 of 30 jaar kon neem, het regtig baie vinnig begin verander. Maar ek dink wat ons moet aanvaar is dat hier 'n duidelike verandering in die wêreld aan die gebeur is en ek dink ons moet eintlik weer probeer om terug te gaan na die soort of onsself in te dink die wêreldorde wat daar was voor die twee wêreldoorloë. Maar toe het die wêreld anders gelyk. Kyk, 'n gevolg van die twee wêreldoorloë en in besonder die Tweede Wêreldoorlog was daar nou hierdie sogenaamde internasionale reëls gebaseerde orde, die opkoms van die Verenigde Nasies en dan al hierdie soort van internasionale verdrae waartoe lande hulle moes verbind en wat dan 'n sogenaamde internasionale orde daar sou stel. Nou daardie orde was natuurlik altyd uiters feilbaar, maar ook vol gebreke en kom ons wees eerlik met mekaar, dit is iets wat nog altyd volledig nie nagekom is nie. Ek kan voorbeelde noem van waar Suid-Afrika baie van hierdie verdrae en dinge eenvoudig nie behoorlik nagekom het nie, maar natuurlik in besonder is dit jou groot supermoondhede in die wêreld wat dikwels hierdie orde uitgedaag het, geïgnoreer het, vermy het of natuurlik bloot maar net nie altyd daarbey ingeskakel het nie. Nie net byvoorbeeld VN resolusies geratifiseer het en ondersteun dit nie. So 'n mens moet 'n bietjie verstaan dat daar 'n soort van liberale utopiese denke was in die tweede helfte van die vorige eeu rondom hierdie soort van internasionale orde, dat daar internasionale reëls sou wees, dat die meeste lande in die wêreld daarbey sou inskakel en dat dit 'n soort van utopiese omgewing sou skep. Daardie utopia het nooit gerealiseer nie, dit het nooit plaasgevind nie en dit is nooit verwerklik nie. As ons gaan na die periode voor die twee wêreldoorloë, dan het ons 'n wêreld gesien met supermoondhede wat dikwels dan geografies gedomeineer het. Prof Koos het verwys na die Monroe-doktrine van 1823, toe James Monroe president van Amerika was, wat eintlik 'n idee was om te sê vir die Europeërs, en op daardie tydstip natuurlik was daar groot Europese moondhede in die wêreld, mens dink aan die Britte en die Franse, Spanjaarde en ander, om vir hulle te sê, luister, Amerika is nou sterk genoeg om dan nou hierdie westelike halfrond en in besonder die Amerikas en eilande rondom die Amerikas, om dit te domineer en Europa moet terugstaan. Die idees rondom die herkolonialisering van byvoorbeeld sommige lande in Latyn-Amerika en so aan, dit sal nie geduld word nie. Dit is 'n Amerikaans geleide gebied met vrye demokratiese lande. En oor tyd het dit natuurlik ontwikkel en ek dink veral nadat Amerika, en daaroor kan mens baie lang debatte en gesprekke voer, maar nadat Amerika eintlik ingetrek is in die twee wêreldoorloë in, het ons gesien dat Amerika se rol in die wêreld verander het van een wat homself gehou het tot sy streek en sy invloed probeer beperk het tot sy streek, na 'n Amerika wat uiteindelik in die tweede helfte van die vorige eeu 'n soort van internasionale polisieman geraak het en dan 'n groot rol gespeel het by die sogenaamde nuwe internasionale reëls gebaseerde internasionale orde. En dit is wat nou hersien word. Dit is wat hersien word omdat ons sien dat China byvoorbeeld Amerika se supermoondheidstatus uitdaag. En die Chinese natuurlik ideologie verteenwoordig en veral wil ek vir jou sê, so die laaste 15 jaar en veral onder die huidige president Xi Jinping 'n baie selfgeldende ideologie daar wil stel wat wêrelddominansie probeer bevorder. Met ander woorde, die Chinese probeer nie bloot in Asië en in Oos-Asië domineer en daar byvoorbeeld hulle self laat geld nie, maar die Chinese speel 'n rol in Suid-Amerika en die Chinese het 'n reuse invloed in Afrika en die Chinese is besig om hulle invloed uit te brei in die Midde-Ooste en in groot dele van die Stille Oseaan gebied. En dit is waaroor die Amerikaners nou 'n tyd lank reeds bekommerd raak, 'n ding waaroor die Amerikaners ongemaklik is, nie tevrede mee is nie.
En wat ons dus sien is dat die Amerikaners uiteindelik die afgelope paar jaar ernstig begin dink het oor hoe die verhoudinge, die geopolitiese verhoudinge in die wêreld in die toekoms moet lyk. En op die 4de Desember verlede jaar het ons die beste daarvan gesien en dit is daardie nasionale veiligheidsstrategie dokument wat nou 'n maand gelede bekendgestel is en waar Amerika eintlik sê dat die Amerikaanse internasionale beleid weer terugkeer na die Monroe-doktrine van dominansie in die westelike halfrond, maar dan ook baie spesifiek kyk na die westerse beskawing, die herstel van die westerse beskawing en lande wat histories deel uitgemaak het van die westerse beskawing. En wat hier uitspeel is presies dan nou net mooi dit. Amerika sê vir China, vir Iran, vir Rusland, staan terug. Julle hoort nie in Venezuela nie, net soos wat president Kennedy, hoe lank terug, 60 jaar wat gelede gedoen het met ek dink 'n bietjie langer gelede gedoen het met die Sowjetunie in Kuba. Is om te sê hierdie is nie julle invloedsfeer nie, bly weg hierso. Hierdie is ons invloedsfeer en ons gaan hier die soort van Amerikaanse idee, die soort van Amerikaanse ideologie van 'n vrye demokratiese wêreld gaan ons bevorder, net soos wat die Chinese dit in hulle invloedsfeer begin doen, probeer iets anders probeer doen in Rusland natuurlik, dit doen daar waar hulle invloed het. So hierdie is 'n onderdeel van 'n baie groter geopolitiese herskikking wat in die wêreld plaasvind en ek dink hier lê 'n baie interessante tyd voor, soos wat Amerika homself gaan laat geld in die Amerikas, die westerse beskawing gaan probeer vernuwe en hernuwe en daar met ander woorde 'n ander soort van verhouding gaan intree tussen supermoondhede soos Amerika en China. Dink jy dat China sal nou waag om dalk vir Taiwan te annekseer en gaan Trump regtig vir Groenland oorneem, Jaco? Oor Groenland dink ek natuurlik gaan dit alles oor die arktiese streek, Pieter. Dit gaan hier oor die feit dat dit makliker raak om byvoorbeeld skepe te stuur deur die Arktiese Oseaan. Dit maak nuwe seeroetes oop vir Rusland en China. Ons sien reeds dat Russiese en Chinese aktiwiteit in die Arktiese Oseaan dramaties toegeneem het, maar daarmee saam natuurlik ook militêre teenwoordigheid. Ons sien 'n reuse militêre teenwoordigheid veral van die Chinese vloot in die Arktiese streek en die Amerikaners en Trump voel natuurlik dat die beste manier om uiteindelik die Russe en die Chinese weg te hou uit veral dan die westelike dele van die Arktiese Oseaan is om in lande in daardie gebiede 'n sterk militêre teenwoordigheid te hê. En Groenland is daar natuurlik as jy bloot op 'n kaart gaan kyk 'n primêre rolspeler. So ek dink Trump is bereid om baie op die spel te plaas. Ek wil nie sê hy gaan môre noodwendig Groenland annekseer nie, maar ek dink dis iets wat toenemend 'n moontlikheid raak. Dit is iets wat nie te moeilik sal wees nie, eintlik redelik maklik gedoen kan word om eenvoudig Groenland te annekseer en Groenland deel van Amerika te maak. En ek dink weer eens sien Trump hier 'n baie groter onderdeel van sy geopolitiese denke in en die noodsaak van Amerika om terug te stoot teen Chinese invloed in die wêreld. So ek dink dis wel baie belangrik om wat Groenland aanbetref te besef dat dit is wat Amerika hierso mee besig is. As dit kom by Taiwan, natuurlik 'n baie goeie vraag en 'n mens raak dan wel bekommerd daaroor dat China natuurlik een of ander tydstip 'n groot poging kan aanwend. Ek dink omtrent 10 dae gelede was daar weer 'n reuse militêre en vlootoefening deur die Chinese rondom Taiwan. So China dink ek het die nodige slaankrag, hulle beskik oor die militêre kapasiteit, maar dit gaan teen 'n prys kom. Dit is 'n baie moeiliker, baie meer ingewikkelde, riskante operasie as dit wat Trump nou gedoen het in Venezuela. Indien die Chinese gaan probeer om Taiwan te annekseer, gaan jy 'n reuse teen poging kry deur die Taiwanese en dit beteken 'n groot lewensverlies aan Chinese kant, duisende Chinese soldate wat in so 'n poging hulle lewens sal verloor en ek is nie heeltemal seker of die Chinese gereed is om nou al dit te doen nie. Ek dink China gaan al hoe meer aggressief optree teen Taiwan en Taiwan probeer militêr en polities isoleer. Maar 'n volledige anneksasie, ek dink dit is iets wat die Chinese aan beplan, dis iets waaraan hulle sekerlik werk, maar wat nie noodwendig binne die volgende weke of maande gaan plaasvind nie. Net voor ek weer oorgie aan Prof Koos, wat is jou reaksie op Suid-Afrika se reaksie op president Trump wat vir Maduro in hegtenis geneem het?
Ja, totaal en al dwaas. Absolute dwaasheid. Ek wil amper sê dis 'n bietjie dom aan strand van die Suid-Afrikaanse regering. 'n Mens verstaan nie hoe die Suid-Afrikaanse regering dink nie. Daar's eintlik tans 'n ingewikkelde proses aan die gang in onderhandelinge tussen Suid-Afrika en Amerika om die verhouding tussen die twee lande te probeer herstel en om 'n soort van onderhandelde skikking tussen die twee lande te vind. En ek dink dit is nou basies in die afgelope 2 dae vernietig, die kanse dat so 'n ooreenkoms bereik kan word. Daar het 'n paar dinge gebeur. Aan die een kant het die Suid-Afrikaanse regering die stap geneem om die Verenigde Nasies se Veiligheidsraad te vra vir 'n dringende sitting hieroor. Nou dis weer eens nie Suid-Afrika se plek nie. Suid-Afrika is nie 'n supermoondheid nie, ons is maar op die beste 'n middelmoondheid. Ons het min invloed, ons is nie 'n permanente lid van die Veiligheidsraad nie. As iemand vir so 'n vergadering wou vra, dan moes die Chinese of die Russe dit gedoen het, en nie Suid-Afrika nie. Suid-Afrika moet sy neus uithou uit geopolitiese kwessies waar ons 'n bitter klein rol speel en eintlik nie belangrik is nie. En om die waarheid te sê, dan natuurlik uiteindelik lande soos Amerika vir ons kwaad maak, want dit is eintlik wat ons daardeur doen. Maar dan was daar ook die uitsprake, die mense in die regering. Jy weet dat 'n senior beleidshoof in die Ministerie van Buitelandse Sake sê dat dit nodig is dat Suid-Afrika 'n kernwapen moet vervaardig om onsself dan nou teen Amerika te beskerm. Hierdie soort van dwaase dinge, die goed wat Fikile Mbalula van die ANC gesê het, wat sommige mense in Dirkou kwyt geraak het. Absolute gekhede, en jy weet binne enkele weke van nou af gaan ons daar die gesamentlike vlootoefeninge hê met Rusland, China en Iran. Ek wil vir jou sê Suid-Afrika speel met vuur. Suid-Afrika se regering is besig om die leeu se snor te pluk en hy pluk aan hom, en daardeur voorspel ek geensins dat Amerika 'n soort van militêre inval in Suid-Afrika sal onderneem nie. Dit gaan nie gebeur nie, maar ongelukkig moet ek wel vir jou sê Pieter, ek verwag dat Amerika vanjaar Suid-Afrika toenemend polities en ekonomies gaan isoleer. Suid-Afrika gaan uitgeskakel word op internasionale forums. Suid-Afrika gaan hard gestraf word ekonomies deur die Amerikaners. So hier kom 'n baie moeilike tydperk vir Suid-Afrika, en die Suid-Afrikaanse regering moet hiervoor blameer word. Dit was 'n absolute onnodige en dwaase reaksie. Prof Koos? Ja, Pieter, ek stem saam met Jaco. Ek dink dit is 'n korrekte beskrywing van die situasie. Met betrekking tot die Veiligheidsraad. Wanneer 'n land anders as 'n groot moondheid vra vir 'n sitting van die Veiligheidsraad, waarin standpunte gestel kan word, waarin hy self geen beduidende bydrae gaan lewer nie, of geen bydrae hoegenaamd gaan lewer nie, soos wat die Suid-Afrikaanse regering nou hier gedoen het, dan is dit 'n teken van niks anders nie as swakheid. Wat die Veiligheidsraad gaan doen, wanneer hy nou gaan sit, binnekort, is 'n klomp standpunte gaan ingeneem word, onder andere deur Rusland, deur China, deur al die permanente lede van die VN, ook deur Brittanje en Frankryk natuurlik, en die VSA self. Hulle gaan 'n klomp standpunte inneem. Net terloops, Frankryk gaan waarskynlik 'n standpunt inneem teen die VSA, want Frankryk is meer betrek by sogenaamde idealistiese beskouing van die wêreld. Brittanje daarteen is eintlik maar 'n bietjie uitgelewer aan die Amerikaanse standpunt. Daarom sien 'n mens dat die Britse eerste minister nie onomwonde 'n standpunt teen die VSA stel nie. Die jongste wat ek gesien het, wat hy sê nee, maar dan moet eers duidelikheid gekry word oor die feite, en buitendien is dit so dat die vorige president, moet ek op die stadium sê, Maduro, nie werklik 'n legitieme president was nie. So hy gaan waarskynlik nie 'n standpunt teen die VSA inneem nie. Die waarskynlike is uiteindelik dat die Veiligheidsraad geen besluit hoegenaamd gaan neem nie. Daar kan dalk een of ander vorm van konsepresolusie wees, waarop nie ooreengekom gaan word nie, en indien daar deur 'n klompie wel daar ooreengekom word, gaan jy waarskynlik 'n situasie vind dat die VSA dit gaan uit die aard van die saak dit sal veto, en ek dink daar's ook 'n kans dat Brittanje dit ook sal veto. So daar gaan niks gebeur nie. Om vir 'n veiligheidsraadsitting te vra is nie om jou mag te demonstreer nie, dit is om jou onmag te demonstreer. Dit kom ooreen met Suid-Afrikaanse regering se optrede rakende Israel, om Israel voor die internasionale geregshof te daag.
dit het in die finale instansie geen gevolge nie. Die land wat die aansoek bring, die staat wat die aansoek bring, Suid-Afrika is doodeenvoudig te swak, en wanneer daar 'n uitspraak kom van die internasionale regshof, het dit doodeenvoudig 'n abstrakte betekenis en niks meer is dit nie. So dit is 'n oefening nie in mag nie, maar 'n oefening in onmag, en ek dink die Suid-Afrikaanse regering, die arme siele, besef dit nie. Hulle kom hulle self as regering doodeenvoudig net te na. En dan vererger hulle natuurlik die situasie, en ek wil net 'n vinnige opmerking maak in verband met die vlootoefeninge. Wat die vlootoefeninge sogenaamd sal behels, weet niemand nie. Een van die stukkies kommentaar wat ek daaroor gelees het, is dat dit uiteindelik maar net 'n verbyvaart sal wees. Maar in die verbyvaart sal daar waarskynlik net een Suid-Afrikaanse fregat deelneem. Maar dan is die Iranese natuurlik ook daarbey betrokke. Dit in omstandighede waar Iran onder geweldige druk op die oomblik is, gegee wat die opstand wat daar eintlik in Iran self is, sy eie bevolking wat in opstand kom. Dis klaarblyklik die ergste opstand ten minste sedert 2022, of miskien die ergste ooit sedert 78, 79 toe die Ayatollahs aan bewind gekom het. Nou, die hoof van die Iranese vloot is op pad na Suid-Afrikaanse gebiedswaters met 'n aantal skepe om te kom deelneem. Nou, ek dink dat dit is nie benede die Amerikaanse weermag om te besluit, kyk, hier het jy 'n geïsoleerde teiken, 'n teiken wat hy baie graag in die vizier sal wil kry, naamlik die Iranese vloot, en met spesifieke inbegrip van die hoof van die Iranese vloot, en doodeenvoudig daai vloot, daai gedeelte van die vloot, sowel as die hoof van die vloot te elimineer nie. Die Amerikaners doen sulke goed. Dit is herhaalde kere gedoen. Daar's gister verwys na al-Baghdadi, daar's verwys na ek het sy naam vergeet, is dit Suleiman, ook van Iran, wat albei buite aksie gestel is deur die Amerikaanse weermag in die afgelope klompie jare. Trouwens die een juis op die 3 Januarie 2020. En tegelykertyd is dit ook nie benede die Amerikaners om 'n waarskuwing te stuur en tegelykertyd ook 'n aanval op 'n Suid-Afrikaanse vloot uit te voer nie. Dit is 'n beperkte aanval. Die effek daarvan is 0, daar gaan niks gebeur nie. Daar gaan geen daar gaan natuurlik 'n verontwaardiging wees in sekere geleedere, maar ek dink dit is ek dink is 'n realistiese moontlikheid, ten minste dit. Ek sou nie sê dis waarskynlik nie, maar dit is tog 'n realistiese moontlikheid. Ek wil net laastens met betrekking hiertoe sê, dit word aangebied as 'n vlootoefening van Brexit. Nou, dit kan nie 'n vlootoefening van Brexit wees nie, vir die doodeenvoudige rede, Brexit bied hom aan as wat sê ek nou Brexit? BRICS. Bied hom self aan as 'n ekonomiese bondgenootskap. Dis nie 'n militêre bondgenootskap nie. Gevolglik val dit buite die jurisdiksie van BRICS om 'n oefening van hierdie aard, van militêre aard te doen. Dit is doodeenvoudig net 'n poging van die Suid-Afrikaanse regering om een of ander vorm van legitimiteit aan 'n fundamenteel illegitieme ding te verleen wat buite die jurisdiksie, buite die aktiwiteitsveld van die organisasie val. Dis eintlik alreeds maar 'n manier om te kyk of hy nie een of ander vorm van die Suid-Afrikaanse regering of hy nie een of ander vorm van beskerming kan probeer werf van sy bondgenote China en Rusland. En dan net laastens, die berekening van die Suid-Afrikaanse regering is na alle waarskynlikheid dat hy kan steun op sterk bondgenote op Rusland en op China. Nou hou net in gedagte asseblief wat ek net nou gesê het 15-20 minute gelede in verband met die feit dat dat China en Rusland niks kan doen met betrekking tot wat nou in Venezuela gebeur het nie. Net so kan hulle ook niks doen met betrekking tot Suid-Afrika nie, veral gegee die feit
dat dit wat op die spel is vir Rusland en China met betrekking tot Suid-Afrika ook baie laag is. Daar's geen scenario waarin in die vooruitsig gestel kan word dat China of Rusland of Iran of wie ook al ten gunste van Suid-Afrika in watter omstandighede ook al sal inmeng nie. Indien die Suid-Afrikaanse regering so dink, dan is hy besig om te eil. Ja, ek wil dan net laastens, ek wil 3 vrae aan jou vra. Die Suid-Afrikaanse regering se reaksie natuurlik en dit wat Prof Koos nou gesê het. Dan ook moet ons die Verenigde Nasies Sekuriteits Raad ernstig opneem. Ek meen as mens kyk na wat met Rusland en met die Krim gebeur het en nou met Rusland en Oekraïne, ek meen die Veiligheidsraad het ook gesit en daar het niks van gekom nie. En wat se gebeure kan ook ons na uitsien wat jy dink baie belangrik gaan wees vir 2026? Ja, Pieter, dankie. Nee, ek is met Prof Koos heeltemal eens. Dis eintlik lagwekkend dat daar verwys word na 'n BRICS vlootoefening. Daar's sommige lande dink ek wat deel is van BRICS wat waarskynlik van hulle stoele afgeval het toe hulle dit gehoor het, want jy kan nou dink dat 'n land soos Brasilië en 'n land soos Indië, ek dink Egipte selfs en die Verenigde Arabiese Emirate, dat niemand van hulle sekerlik aan hierdie soort van vlootoefening sou wou deelneem nie. Daar's geen kans nie. Hierdie lande wat ek nou genoem het, is lande wat almal baie belangrike verhoudinge met Amerika het, en om nou saam met China, Rusland en dan veral Iran aan vlootoefeninge deel te neem of dan 'n soort van verbyvaart, is iets wat hulle nooit ooit sal doen nie. 'n Land soos Indië byvoorbeeld is vir ekonomiese redes binne BRICS, maar vir militêre doeleindes byvoorbeeld in 'n bondgenootskap met Australië, Amerika en die Verenigde Koninkryk en Japan. So daar's verskillende soort van bondgenootskappe en ek dink dit is een van die tragedies van waar Suid-Afrika homself bevind hier aan die begin van 2026, is dat Suid-Afrikaanse buitelandse beleid word gedryf deur 'n verskriklike soort van eng ideologiese raamwerk. Nou, die Suid-Afrikaanse regering, president Ramaphosa, minister Lamola, Ronald Lamola, maar dan eintlik ook die hele ministerie van buitelandse sake is deurspek met ou soort van nostalgiese, sosialistiese, kommunistiese politieke denke. En alles is dus, of alles kan eintlik op die spel geplaas word vir die beskerming van bondgenootskappe met ou historiese sosialistiese vriende. Venezuela is een so 'n land, né? Nicolás Maduro is 4-5 jaar gelede deur president Ramaphosa as my broer beskryf. 'n Absolute sosialistiese, kommunistiese diktator wat sy mense onderdruk het, burgerlikes voor die voet vermoor het, die vrye media onderdruk het in Venezuela. Dieselfde kan gesê word van die regime in Iran, waar ons in die afgelope week gesien het hoe burgerlikes voor die voet doodgeskiet word deur die vryheidsmagte, die veiligheidsmagte in Teheran, nadat daar opstande was in Iran, pro-demokrasie opstande plaasgevind het. Dieselfde geld in China, dit geld in Cuba natuurlik by uitstek, maar tog staan Suid-Afrika se ANC-regering bankvas agter hierdie lande en hierdie muishondlande en van hierdie groeperinge wat dan nou by hierdie soort van dinge betrokke is. So daar's 'n skynheiligheid in Suid-Afrika se morele soort van hoë waardigheid. As jy lees byvoorbeeld wat minister Lamola sê, tree hy in is hy praat vanuit 'n posisie van morele hoë grond, jy weet, oor die internasionale wette wat nagekom moet word, maar Suid-Afrika sê niks oor wat die afgelope week in Iran gebeur het nie, sê niks oor wat in Cuba gebeur en dan natuurlik in soveel ander plekke waarna ek reeds verwys het nie. So, weet jy, ja, absoluut, Pieter, skandalig wat Suid-Afrika se reaksie aanbetref. Ek dink as ons vorentoe kyk, dan moet ons baie eerlik wees om te sê dat Suid-Afrika gaan sy geopolitiese invloed verder verloor. Daar was so 'n skielike hoogtepuntjie met die G20-beraad aan die einde van verlede jaar en daar was dink ek 'n valse en 'n verkeerde persepsie dat Suid-Afrika eintlik deur daardie G20-beraad weer 'n belangrike geopolitiese rolspeler geraak het. Ek dink nie dit is die geval nie. Ek dink Suid-Afrika gaan baie geopolitiese relevantie vanjaar verloor. Ons gaan nie deel wees van die G20 nie. Ek weet nie van die G7 miskien nie. Suid-Afrika gaan nie 'n belangrike groot rol speel
rolspeler in internasionale en wêreldpolitiek wees nie. En as dit dan kom by iets soos die Verenigde Nasies en die Veiligheidsraad, ons weet hoe uitgedien die Veiligheidsraad is, ons weet hoe die Veiligheidsraad nie daaraan kon slaag om 'n einde te bring aan die oorlog in Gaza of die oorlog in Oekraïne of selfs die oorlog in Sudan in Oos-Afrika nie. So, die VN bestaan in 'n bestaanskrisis, daar's 'n herskikking van internasionale verhoudinge en ek dink Suid-Afrika gaan ongelukkig oor die volgende paar jaar een van die groot verloorders wees. En ons moet bietjie dit dophou van jaar oor die volgende paar maande hoe hierdie geopolitiese verhoudinge gaan uitspeel. Ek wil net laasens een dingetjie oor BRICS sê en ons het nou verwys Prof Koos na BRICS en ek self ook. Die BRICS-beraad vind verjaar in Indië plaas en ek dink dit gaan interessant wees hoe Indië se eerste minister Narendra Modi dit gaan benader en gaan aanbied. Ek dink Indië gaan homself toenemend posisioneer as een van die 3 of 4 belangrikste supermoondhede in die wêreld. Dis Jaco Kleinhans, hoof van internasionale skakeling by Solidariteit en my ander gas Prof Koos Malan, 'n genoot by Sakeliga. Dis dan ongelukkig alwaar ons tyd het vanaand se fokus. Ons is volgende week maandag weer terug.